Goeiedag, Harsfontein Geloofsfamilie. Ons maak vandag klaar met ons reeks oor disippelskap. Die afgelope paar weke het ons stilgestaan en gekyk hoe groei ons as gelowiges en as disippels. Om 'n disipel te wees van Jesus is om 'n volgeling te wees, nie net in kennis en in ons tradisies nie, maar in ons hele lewe, om te leef soos wat Jesus geleef het. Ons het gekyk na 'n paar aspekte van disippelskap. Dat partykeer is disippelskap maar moeilik. Jesus sê, om 'n volgeling te wees, beteken jy gaan jou kruis moet opneem en hom volg. Ons het gekyk dat disippelskap begin binne-in. Dis 'n gesindheid in ons. Dieselfde gesindheid wat daar in Jesus Christus was, moet ook in ons wees. Ons het gesien dat disippelskap kan nie eindig net by 'n gesindheid nie. Dit moet oorgaan in dade. 'n Disipel dien en 'n disipel doen. Vandag sluit ons af met so 'n kombinasie van die twee. 'n Disipel is barmhartig en warmhartig. In 'n yskoue wêreld daar buite, 'n gebroke en 'n stikkende wêreld, het die wêreld disipels nodig wat barmhartig en warmhartig is. Nou, 'n stikkende wêreld is nie 'n nuwe ding nie. Die wêreld was reeds in Jesus se tyd stikkend gewees. En daarom lees ons in Handelinge hoe die eerste kerk bymekaar gekom het, hoe hulle radikaal anders was as die wêreld om hulle. Ons lees Handelinge 4 vanaf vers 32. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is, en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop, die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Barnabas is een van die apostels in die vroeë kerk. Waarskynlik lees ons al van hom in Lukas, toe Jesus die 70 uitgestuur het om sy werk te gaan doen. So Barnabas het al lank die Here gevolg. Hy het Jesus se voorbeeld gesien en hy streef om dit na te leef. In hierdie tyd van die vroeë kerk is Barnabas ook een van die voorlopers. Hy is een van die wat alles wat hy besit verkoop en gaan uitdeel. Hy is een van die leiers van die kerk, 'n apostel. Hy is inteendeel so groot voorbeeld dat die disippels sy naam verander en sê, ons wil nie meer aan jou dink as Josef nie, want Josef is 'n baie algemene naam. Jy is die een wat uitstaan, omdat jy mense moed inpraat, omdat jy hulle bemoedig. Bemoedig is natuurlik ook 'n deel van barmhartigheid. Barmhartigheid beteken 'n intense gevoel van ontferming of meegevoel teenoor ander, op vergewende wyse begrip toon vir iemand anders se probleme. Barmhartigheid beteken om weg te kyk van jouself en na ander te kyk, om ander se nood raak te sien, om nie op jouself gefokus te wees nie, maar bewus te wees van mense en gebeure rondom jou, en dan iets daaraan te doen. En dit is Barnabas. Barnabas sien mense raak, en hy doen iets daaraan. Maar interessant, die woord barmhartigheid kom 'n hele klomp keer in die Bybel voor. En by ver die meeste kom dit voor wanneer daar oor God gepraat word. Veral in Psalms sien ons baie dat God is barmhartig. God is liefde. God is die een wat ons beskerm, hy wat barmhartig is. En as ons aan die Here se wese dink, dan kan ons nie anders as om te weet dat hy is die bron van barmhartigheid nie. Die Here wat afgekyk het na die mensdom en gesien het ons is in die moeilikheid, wat ons nood raak gesien het,
en wat 'n plan gemaak het en kom help het. Hy wat vir ons sorg elke dag, hy wat alles wat ons gee wat ons besit. Hy wat vir ons tot sy seun gegee het. Hy is barmhartig en warmhartig. Mag ons sy voorbeeld volg. Laat dit skyn, laat dit draai.